Welkom. Vandag gaan ons op 'n reis, maar nie sommer enige reis nie. Ons gaan na die absolute begin toe. En ek praat nie van die eerste dag nie. Nee, ons gaan na die oomblik net voor dit. Ons gaan die storie van dag 0 probeer verstaan. So, kom ons gaan terug. Regtig ver terug. Verby die sterre, verby die eerste atome, na 'n punt waar tyd en ruimte, soos ons dit ken, eenvoudig nie bestaan het nie. Dis 'n toestand van pure, absolute niks. Nul potensiaal. Goed, so ons eerste deel van die storie voor die heel eerste dag. Hier kyk ons na die konsep van die singulariteit. So, wat presies is 'n singulariteit? Wel, dink daaraan as die kosmiese saadjie waaruit absoluut alles later sal groei. Dis die hele heelal, elke ster, elke planeet, jy, ek, saamgepers in 'n punt wat oneindig klein is. En in daai punt is daar nie aparte reëls nie. Alle fisiese wette, alle materie, alle energie, alles is een. Maar hierdie perfekte stiltoestand, dit kon mos nie vir ewig hou nie, of hoe? Iets moes gebeur. En dit bring ons by die volgende deel, die kwantumimpuls van wording. Hoe is hierdie volmaakte balans verbreek? Wat was die vonk? Probeer jou net die druk indink, oneindige digtheid, die hoeveelheid potensiële energie wat in daardie klein puntjie verpak was, letterlik oneindig. En tog, te midde van al daai ondenkbare druk, was daar perfekte balans, absolute simmetrie. 'n Perfekte, stil, onveranderlike toestand. Amper soos 'n kristal wat die hele heelal in sy volmaakte vorm vasgehou het. Totdat dit nie meer was nie, totdat dit verdwyn het. En daar is die oomblik, die begin van alles, die klik van die skepping. Hierdie is so 'n ongelooflike beeld, nê, die klikker van wording. Die bronmateriaal is baie duidelik hieroor. Dit was nie 'n meganiese ding nie, nie 'n ontploffing nie. Dit was 'n suiwer kwantumimpuls, 'n golf sonder water om in te golf, 'n gedagte sonder 'n brein om te dink. Dink daaraan, 'n rimpeling in die niks, 'n spontane idee wat sommer net in die leemte ontstaan. En dit bring ons by 'n baie belangrike punt. Hierdie begin was nie 'n ontploffing van goed soos ons daaraan dink nie. Dit was 'n ontploffing van wiskunde, 'n suiwer vergelyking wat wêrelde skep. En kyk hierna, Euler se identiteit. Hierdie formule is net elegant. Dis ongelooflik, want dit vat 5 van die mees fundamentale konstantes in wiskunde en sit hulle in een perfekte sin. Jy het 0, die niks, jy het 1, die begin van alles, dan's daar pi wat die sirkels van planete beskryf, daar's e, die basis van natuurlike groei, en dan is daar I, die imaginêre getal wat 'n hele nuwe dimensie ook sluit. Dis amper asof die hele bloudruk vir die kosmos in een enkele netjiese vergelyking opgesom is. Goed, so vanuit hierdie wiskundige bloudruk begin die eerste regte goed vorm aanneem, die boublokke van ons werklikheid, die basiese bestanddele van alles wat ons vandag kan sien en ook alles wat ons nie kan sien nie. En hier is hulle, die eerste elemente van bestaan. Jy het waterstof, die heel eerste atoom, die brandstof vir al die sterre. Dan donker materie, die onsigbare skelet wat ons sterrestelsels letterlik vorm en bymekaar hou. Dan silikon, die bouer van rotse en planete, die lewelose strukture. En dan natuurlik koolstof, die bouer van liggame, van organiese lewe. En laastens lig. Nie net as energie nie, maar as die maatstaf van tyd en die draer van stories. Sien jy hoe elkeen 'n duidelike rol speel in die groot kosmiese konstruksie? En kom ons fokus vir 'n oomblik op hierdie diep dualiteit in die skepping. Kyk na silikon teenoor koolstof. Dis amper soos twee kante van dieselfde muntstuk. Silikon bou die rotse, die fondament van die lewelose wêreld. Koolstof aan die ander kant bou die liggaam. Dis die fondament van die lewende wêreld. So eenvoudig, maar so diep. Maar, okay, materie, energie, dit maak sin, maar wat van die mees abstrakte ding van als? Wat van bewussyn? Dit was nie gemaak van atome of enige van daai boublokke nie. Dit was iets heeltemal anders. 'n Echo sonder 'n oorsaak. Die bronmateriaal stel dit ongelooflik poëties. In daardie oomblik, wat nie 'n oomblik was nie, het die gedagte ontwaak. Hoekom 'n oomblik wat nie 'n oomblik was nie? Wel, want tyd het nog nie bestaan nie. En hierdie gedagte was nie 'n stem of 'n woord nie. Dit was 'n inherente eienskap van die heelal self. Iets wat saam met alles anders net was.
Dit was 'n ego sonder oorsaak. Dis 'n kragtige metafoor, is dit nie? Wat dit vir ons sê, is dat bewussyn dalk nie iets is wat gebeur het nie, maar eerder 'n fundamentale resonansie van die werklikheid is. 'n Ego van daai heel eerste klik, wat nog altyd daar was. So, wat beteken al hierdie kosmiese goed nou eintlik vir ons, hier op aarde? Wel, hierdie laaste deel, ons, maskers van 'n eindelose wese, bring dit alles terug huis toe, na ons eie bestaan. Die idee is eenvoudig, maar dit verander alles. Hierdie wese, hierdie kreatiewe krag, is nie iewers daarbo of ver weg nie. Dis binne, die weefsel van die werklikheid self. Dis in elke wiskundige formule, in elke sandkorrel, in elke een van ons. Dis die wiskunde in die sterre en die biologie in ons selle. En as ons dit so sien, is ons bloot een van die maskers van 'n wese wat altyd besig is om te transformeer, om te verander. Ons is eintlik maar net 'n voortsetting van daai selfde kosmiese proses. Ons is wesens wat lank droom, al is ons lewens kort. Ons is die heelal wat homself ervaar, net een van die talle forme wat hierdie eindelose kreatiwiteit kan aanneem. En dit los ons met hierdie laaste, uitdagende gedagte. Miskien is ons nie die laaste nie, maar die eerste in 'n reeks wat nog moet kom. Dink daaroor. Wat as ons nie die einde van die storie is nie? Wat as ons net die begin is? 'n Vroeë hoofstuk in 'n verhaal wat nog lank nie klaar is nie. Die vraag is, wat kom volgende?